Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Hy jag almal uit, hy steur om aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees, dis wat hy doen. Petrus, Jakobus, Johannes, maar pa, kom saam met my. Hy gryp haar aan die hand, Talita Kumi, dogtertjie staan op. Hy steur om aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees, dis wat hy doen. Verwonderd, verbaas, gestuur deur die Vader, voltooi sy werk. Hy steur om aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees, dis wat hy doen. Volgens sy voetspore, steur jou aan niemand. Voltooi jou werk, hy steur om aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees, dis wat hy doen. Hy steur om aan niemand, verkondig die waarheid, red, wat hy doen. Hy steur om aan niemand, verkondig die waarheid, red, verlos, genees, dis wat hy doen. Goeiemôre en hartlik welkom hier by my program vanoggend op 'n maandagoggend 5:30. Wow, is dit nie amazing nie? Lei is ons teenoor die woord van die Here saam. Dis waar ons program vanoggend gaan. Ons gaan die woord van die Here saam lees, so lekker daardeur gaan. Kyk wat vir ons sin maak, wat ons met mekaar kan deel en kan praat. Ek share net gaan my laaste goedjies hierso en dan spring ons weg en ons gaan lekker aan. Loof die Here. Nou baie welkom hier volgens by my program. U is ingeskakel by die maandagoggend Bybelleesprogram hier op Facebook, op die Dak Facebook radiostasie. Waar ons met mekaar hierdie goeie nuus deel, die lekkerte van die woord. Ai, dis net so 'n heerlikheid. Ek net gaan my goeders kry. Asai, kom. Ja, my liefie. Goeiemôre, daar's ek nou. Ek wil nou net my goed groter maak. Bly stil, okay? Hey. Daai. Môre almal, ek wil net gaan my Bybelleesprogram hierso uitsorteer. Baie welkom hier vanoggend by my program. Hier op 'n maandagoggend, sommer so vroeg uit die vere uit. Dan begin ons so lekker om die woord saam te lees. Dit is so 'n groot voorreg om dit so lekker saam te lees. 18, ons gaan by 18 begin. Dis hy. Jy kan jou Bybel oopmaak, Matteus 9 vers 18 vanoggend. Dis waar ons gaan begin. Dis waar ons gaan begin lees vanoggend. Loof die Here. Nou voor ons gaan begin, gaan ons net eers lekker saam bid. Ons het vir klein babietjie hierso, so as julle so ietsie tussenin hoor, dis ons dis die Wanay wat hier by ons is. Ander babietjie is gebore, so ons kyk na haar en toe ouma vanoggend vroeg opstaan, toe sy ook sommer wakker en aan die gang. En as sy die radiostasie se intro hoor wat Stanley so 'n bietjie toets, dan sê sy, "Oh no," asof sy nou hierdie program gemis het. Dan spring sy daai bed uit op en sy is hierso. So ja, dan sê sy, "God en Jesus sê." Dit is so oulik. Sy weet al, oupa sê, "God en Jesus sê." So ja, ons geniet haar vreeslik. Loof die Here. Stanley gaan ook nie volgens so lekker kan saampraat nie, maar dit is glad nie 'n probleem nie. Hy het sy ek dink hy het sy mikrofoontjie daar om as dit nodig is. Môre almal. Jo, dis sommer so lekker om almal te sien vanoggend. Loof die Here, ingeskakel hier by die Dak Facebook radiostasie op 'n maandagoggend 5:30. Kom ons bid eers lekker saam voor ons begin.
Vader, ons sê vanoggend vir U so baie dankie. Wat 'n voorreg is dit hier vanoggend om U net te loof en te prys en te eer en groot te maak en te verheerlik nie. Baie dankie vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, U grootheid, U goedheid, Vader. Ja, dit is so 'n heerlikheid vanoggend om U net te dien. Om net te weet, ons kan U kinders wees, ons kan hemel toe gaan. Daar's vir ons 'n ewige lewe wat wag. Vader, baie dankie daarvoor. Ons loof U en ons prys U net vanoggend. Uit ons harte uit wil ons U groot maak, lof besing, eer gee, Here, want eer kom U toe, Vader. Baie dankie, terwyl ek so deur Psalms lees, en ek lees weer hoe Dawid U groot gemaak het, en hoe lof besing het, en net gesê het hoe groot is U, en hoe wonderbaar is U, en hy het iets verstaan. Ja, Here, dan breek dit sommer so deur in my hart, en ek besef, hoe groot is U, alles vlug voor U stem, alles vlug voor U woorde, Vader, alles is U gehoorsaam, tot die skepping is onderwerp aan U, nie gewillig nie, Vader, maar alles is aan U onderworpe, tot die mens is aan U onderworpe, en dit is hoekom die mens baie keer in so 'n rebellie en 'n opstand is, Vader, want hy weet, hy moet U aanneem, hy moet die Here Jesus Christus aanneem om hemel toe te kan gaan, en die rebellie teen dit is net te groot, Vader, en Here, ons steur onsself baie keer so aan dit, ons steur ons aan die duiwel, ons steur ons aan soveel dinge om ons, terwyl ons in soveel heerlikheid en krag en majesteit kan lewe, want die Gees is in ons harte uitgestort met ons wedergeboorte, Vader. Wat 'n krag en heerlikheid is dit nie. Ons kan in daai oorwinning lewe, Vader. Baie dankie. Ons loof en ons prys U net vanoggend. Ek wil vir Deboraatjie bid wat in daai hospitaal is, uit geweldige pyn en seer, en Here, ons bid, Vader, dat ou lyfie regtig net gesond sal word en sal uitsorteer, Vader, dat ou babietjie klein Here, Wandrey net gesond sal wees, dat daar geen komplikasies sal wees en dat hulle kan huisie toe kom. Baie dankie dat U by die bevalling was, Vader. Joh, Here, as ek hoor die getuienis wat daar was, ou Wandreytjie, Here, het dit amper nie gemaak nie, mamma nie, Vader. Dit was 'n geweldige saak gewees en U het ingegryp en U het gehelp, Vader. Baie dankie daarvoor. Vader, ek wil U ook aanroep vir Alfred vandag weer eens, Here, en sy gesin, dat U sal kragtig deurbreek en help en genees en uitsorteer. Vir Mary vandag, Here, dink ek net weer aan haar, dat U haar sal help, ondersteun, deurdra, Here, dat U haar sal genees, en so elkeen wat dit nodig het. Vader, daar's druk, Here, daar's geweldige finansiële druk, en ons bid U vanoggend dat U sal voorsien, dat U sal help, dat U sal, Here, uitsorteer, Vader, soos wat U, Here, wil en kan, Vader. Ons kan net nederig voor U kom vanoggend, en ons kan vra vir U hulp, Vader, Here, in daai nederigheid om te besef, wie is ons hemelse Vader? Ons praat met U, Here. U, Vader, kan help, of U, Here, wil kan geskied op hierdie tyd, Vader, in ons lewe, en ons dank U daarvoor, Vader, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Ek vra dat U my sal lei met die woord vanoggend, wat 'n lekkerte om die woord so saam te lees, as 'n hele, Here, Vader, liggaam in U, Vader, en Jesus Christus is ons hoof, en hy, Here, ons met daai woorde gehoorsaam wees van die woord, en is so kragtig en is so heerlik. Dankie dat U ons help vanoggend met wysheid en insig, Vader, in Jesus naam. Amen. Loof die Here, wat 'n heerlikheid om vanoggend so in te skakel by die woord lees. As jy nog nie jou woord oopgemaak het nie, maak dit oop op Matteus 9 vers 18. Dit is waar ons gaan begin. Ons gaan so lekker deurlees vanoggend en so hier en daar 'n punt bespreek, maar daar's nie baie bespreke vanoggend en dis net so lekker saam lees. En dan het Stanley vir ons 'n mooi liedere geskryf wat hierdie hele gedeelte so opsom. Dit was vir my verskriklik mooi. Die eerste een wat ons geluister het nou was die deel gewees wat ons nou gaan lees hier van vers 20 af, en dit was so mooi hoe hy dit opgesom het vir ons in 'n lied, en verder ook gaan ons dit ook so lekker luister soms terwyl ons so deur lees. Loof die Here. Ag, ou Kietiekie, daar is ou Kietiekie ook ingeskakel. Ek dink baie aan ou Kietie. Ai, ons bid net soms vir ou Kietie sommer vanoggend. Vader, ek sê vanoggend vir die baie dankie. Here, dat ons net vir Kietie kan bid in hierdie oggend, Vader. Dis 'n hart wat benoud is, dis 'n hart wat uitroep, Vader, voor die aangesig vir siele. Here, dis asof sy nie eers meer oor haarself omgee nie, sy weet een ding, siele moet gered word, Vader. En Here, Vader, as haar oogies dit net kan sien. En ons dank en ons loof en ons prys U volgende, dat U haar versterk, dat U haar deurdra, dat U haar aanraak in hierdie oggend met U krag en U heerlikheid. Baie dankie daarvoor, Vader, dat U haar net help, en ag, dat sy net vrede en
rus in U kan vind, Vader. Net daai rus wat alle verstand te bowe gaan, daai vrede, Here, wat alle verstand te bowe gaan. Asseblief, Vader, ons sê vanoggend vir U so baie, 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 baie dankie dat U haar net deurdra in Jesus naam. Amen. Prys die Here, Kitiekie. Sy is so dierbaar. Jo, al oud, sy het 'n pad saam met ons gestap nou die dag toe. Dink ek daaraan, toe ons haar leer ken het, toe was sy nog jonk en aan die gang gewees in haar 60s, nou is sy al in haar, sy was omtrent nou begin 70s, en sy is nou al in die 80. Jo, so dit is amazing. Ons het die eerste keer met haar gepraat in 2012, ons trek al by 2026, ja, dis die eerste een wat ons mee gepraat het, dit is net so amazing. So ja, ons dink vandag aan Kitty, bid ook Vader dat die Here haar versterk en krag gee. Nou kom ons begin by Matteus 9 vers 18. Terwyl hy vir hulle dit sê, kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê, my dogter het nou net gesterwe, maar kom en lê U hand op haar en sy sal lewe. En Jesus het opgestaan en hom gevolg en ook sy disippels. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak, want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. En in die ander plekke in Lukas en Markus en so aan, dan sê hy, wie het my kleed aangeraak? En het is my so mooi om te dink dat sy disippels sê vir hom, maar die skare druk en verdring nie, en hy sê, wie het my aangeraak? En maar daai geloof wat daai vrou gehad het, het Jesus se hart getref, sy innerlike getref, hy het geweet, hierdie vrou het geloof in hom gehad. Wow, is dit nie amazing om daaraan te dink? Daai hart wat baie keer so uitroep voor God, daai hart wat baie keer net so uitbreek en oopbreek en verstaan en weet, dit is net die Vader wat jou kan help en uitsorteer, nie net altyd met tydelike dinge nie, dit gaan oor die geestelike dinge wat ons moet verstaan, hierdie hart wat moet oopbreek, hierdie hart wat moet vergroot, vir liefde, en vir die evangelie, en vir siele, en hy verstaan, Here, maar dit is hoekom ek op hierdie aarde is. Gister toe tref so oomblik my net weer, om te dink, Here, hoe nutteloos is ons op hierdie aarde, as ons U nie dien nie. En dit is al doel wat ons het, is om U te dien, en om siele te win vir U koninkryk. En toe dink ek daaraan, wat se useless lewe is dit, as ons U nie dien nie. Dan is ons soos 'n dier wat doodgaan en bly lê. En ons gaan die ewige hel en smarte in. So wat het jou lewe dan op aarde beteken? Maar daai hart wat voor God is, daai hart wat uitroep, daai hart wat verander en uitsorteer en die woord verstaan en dit aanneem en toepas en uitsorteer in sy lewe en daai groei toon. Ek kan vir julle sê, die groei is die mooiste ding. En ons sien baie keer nie onsself groei nie, maar anders sien ons groei. En dit is so mooi, die een lied wat ons ook geskryf het, en ek dink Martie het die eerste keer so mooi gesê, dat ons dra nie vrug vir onsself nie. Ons dra vrug vir ander. Want baie keer wil ons 'n pat op die skouer hê, baie keer wil ons hê, mense moet sê, jo, jy het al gegroei en jy dra vrug en al hierdie dinge, en dit gaan nie gebeur nie. Die ander ou gaan maar net van jou vrug eet. Hy gaan dit net geniet. En jy moet dit net gee om te geniet. En jy moet so oorvloedig vrug dra, en jy moet so nie glad nie synig wees met die evangelie, met die vrug, met die lewe nie. Jo, dit is so mooi om daaraan te dink. Ons moet ons harte net so oopmaak voor die Here, dat hy net in ons lewe kan uitsorteer. Jo, prys die Here. En dis lewe, dis woorde van lewe, en die afgelope tyd tref dit by nogal baie, as mense sê, dis hard, dis moeilik, dan dink ek, maar dis lewe. So sodra jy dit begin ervaar, dan is dit nie meer hard nie, dan ervaar jy daai lewe. En dan dink jy, maar Here, dit is wat ek wil hê. Dit is wat ek nooit ooit in my lewe wil verloor nie. Ek wil dit hê. Ek wil dit deel van my lewe maak. Dan is dit nie meer hard nie. Dan voel jy nie, nee, dit is moeilik nie. Want dan verander jou lewe so volgens die regte ding. Dat die verkeerde ding afval, dat dit nie meer saak maak nie, dat jou lewe uitsorteer en dan ervaar jy daai lewe. Nou, in die begin is dit moeilik.
Maar as jy in daai gewoonte geoefen word, dan raak dit so deel van jou lewe, dat daai lewe begin deurbreek in jou lewe. Dat jy dit kan uitleef na ander toe ook. Dat hulle daai vrug kan eet wat opgelewer word in jou lewe. Dat jy nie meer suinig is met dit wat in jou lewe is nie, maar dat jy jou hart oopmaak en gee, oorvloedig gee van dit van jouself. Dit maak net vir my vanoggend so opgewonde om te dink hoe ons van onsself net moet gee en ons harte net oopbreek en ons moet so vrygewig wees met dit wat ons het. Wow, die vrug wat ons het, die liefde wat ons het in ons harte. Sê dit mooi. Kom ons gaan aan met vers 23. En toe Jesus in die huis van die owerste kom en die fluitspelers sien en die skare wat te kere gaan, sê hy vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. En hulle het hom uitgelag. Nou dit is die liedjie wat ons nou geluister het van Stanley. Hulle het hom uitgelag. Is eintlik verskriklik om daarin te dink. Maar hy het hom nie gesteer nie. En hoe steer ons onsself aan mense wat dinge sê van die evangelie? Hoe probeer ons dit beskerm? Hoe probeer ons intree en instaan vir die evangelie? Ons kan nie die evangelie beskerm nie. Ons kan net oopbreek in die evangelie met daai druk wat na ons kant toe kom. Want daai druk gaan daar wees wanneer jy die Here dien en jy leef die woord uit, gaan daai druk daar wees. En jy moet jou aan niemand steur nie mislik raak nie, want ons voel baie keer as jy jouself nie niemand steur nie, dan wip jy jouself en jy's mislik. Maar dis glad nie wat Jesus gedoen het nie. Hy het net aangegaan om die woord van waarheid te bedien. Hy het hom aan niemand gesteer nie. Hallo poppeloppies. Hallo. Hy het hom aan niemand gesteer nie. En net bly die waarheid verkondig. En hierso waar hom uitgelag het hy ingegaan en hy het die dogtertjie genees. En hy het hom nie gesteer. As hy hom gesteer het, aan hulle gelag, aan hulle uitjou, aan hulle spot, of wat ook al hulle daar gedoen het, sou hy dit nie gedoen het. En dis wat ons baie keer in toestande sit. Ons steur ons aan die duiwel, ons steur ons aan ander mense, ons steur wat gebeur, ons steur ons aan mense se getuienisse wat ons weet nie in die waarheid lewe nie. Dan steur ons aan, maar hoekom gebeur dit nou in sy lewe, en hoe kan dit nou wees, en stel nie verduidelik altyd vir ons so mooi, is dit regtig God wat voorsien, is dit regtig God wat uitsorteer, en as ons vrede daar kan maak, dan gaan ons aan met die waarheid van die woord, dan slinger niks ons meer heen en weer in ons geestelike lewe nie. Wow, is dit nie mooi nie? En nadat die skare uitgedryf was, het hy ingegaan en haar hand gegryp, en die dogtertjie het opgestaan. Sy pla nie oupa, hoor. Sy was nie al opgerit, soek sy die muis, ouma moet die muis gebruik, jong. Sy soek net die muise. Jy is 'n muis. En die gerug hiervan het deur die hele land versprei. En toe Jesus daar verder gaan, het 2 blindes hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê, wie is ons barmhartig, seun van Dawid? En nadat hy in die huis gegaan het, kom blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord hom, ja, Here. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan, en Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê, pas op, laat niemand dit te wete kom nie. Ja, Jesus het geweet, die mens gaan definitief sê, as hy sê, hy moet nie gaan sê nie, dis die mens. Maar hulle het heen gegaan, en hom in daardie hele land bekend gemaak. En terwyl hulle weggaan, bring die mens 'n stom man wat van die duiwel besete was na hom toe. En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat en die skare het hulle verwonder en gesê, so iets is nog nooit in Israel gesien nie. Nou op hierdie punt gaan ek net eers gou vir ons 'n liedjie speel wat Stanley sommer so lekker geskryf het oor die hele storie geloof wat red. En dan gaan ons lekker daarna luister, geniet dit bietjie saam. En luister na die woorde, dit is so mooi. Maar sy kleed kan aanraak. Dogter, geloof red jou, gaan in vrede. Die weerstand van twyfel, ek is nie goed genoeg,
Hy sal my nie verhoor, ek is te sleg. Druk deur, hou aan, raak nie moedeloos. Gou help hy op die regte tyd. Hy roep en roep, harder, desperaat. Hou goeie moed, hy roep na jou. Hy gooi sy kleed af, jou geloof het jou gered. Die weerstand van twyfel, ek is nie goed genoeg. Hy sal my nie verhoor, ek is te sleg. Druk deur, hou aan, raak nie moedeloos. Gou help hy op die regte tyd. Roep dag na dag, hou aan, dit is geloof wat red. Weerstand van twyfel, ek is nie goed genoeg. Hy sal my nie verhoor, ek is te sleg. Druk deur, hou aan, raak nie moedeloos. Gou help hy op die regte tyd. Wow, prys die Here. Ekskuus my speakertjie is vanoggend net nie so lekker nie. Ek kan nie hoor as die liedjie ophou nie, maar ons gaan aan. So dit was so mooi geweest om hierdie dinge so te sien, hoe Jesus dit uitgesorteer het en alles. En ek dink daaraan terwyl ons die liedjie so luister, dat God roep ons uit die wêreld uit. En ons moet net daai geloof toepas om ons mond oop te maak, ons hart oop te maak. En die Here Jesus Christus in ons lewe aan te neem, om gered te word. En dan is ons uit hierdie wêreld uit, ons is nie meer deel van hierdie wêreld nie, ons begin 'n nuwe lewe, ons ontvang die Gees van God in ons lewe, wat ons innerlike genees, wat ons innerlike nuut maak. So dit is daai desperaatheid wat baie keer net maak, dat ons na die Here toe roep, daai hart oopbreek, verstaan, ons kan nie meer daai lewe in die wêreld lei nie, ons kan nie meer so aangaan nie. En dit maak dat jy by die Here Jesus Christus uitkom, dat jy hom aanneem in die wedergeboorte, sodat God vir jou daai wedergeboorte kan skenk. En gister was dit vir my so mooi geweest, dat Kitty stuur vir my, dat sy is so opgewonde oor Wandrey se geboorte. En sy sê, mag hy ook nog 'n volgende geboorte deurgaan, die wedergeboorte. En toe dink ek, ons word op hierdie aarde gebore, maar dit is nie ons einddoel nie. Dis nie die laaste ding wat in ons lewe moet gebeur nie. Daar moet weer 'n geboorte plaasvind, 'n geestelike geboorte, in die hart, in die innerlike, sodat daai hart, daai innerlike wat siek is, wat genesing moet ontvang, van krankheid, moet uitgesorteer word deur die Gees van God wat ons in ons harte kry, in ons innerlike kry. Dit verlig ons innerlik. Jy begin verstaan, jy begin sien, sonde begin uitsorteer, vergifnis breek deur in jou lewe. Is dit nie amazing nie? Dan lewe jy in die genade wat die Here Jesus Christus kom bring het met sy offer, die versoening wat hy gedoen het met die Vader vir ons sonde. Dan kan jy daarin lewe, dan kan jy deel wees van vergifnis, dan kan jy vergifnis vra vir jou sonde. Is dit nie so mooi om daaraan te dink nie?
Ja, geloof is nie 'n towerstaf nie, dit is 'n aanhoudende roep en soek. En dit is so, as jy hierdie lewe wil uitsorteer, onthou net, jou vorige lewe is weggewas. Deur jou doop is daai lewe weggewas. Jy hoef nooit ooit weer verantwoording te doen vir jou ou lewe nie. Maar na jou wedergeboorte, na jou doop, doen jy baie keer weer sonde. Onthou net, met jou wedergeboorte word daai sonde afgesny, met jou doop word dit weggewas. Daai lewe is weg, dis gone. Maar na jou doop doen jy weer sonde. En jy moet ontslae raak weer van daai sonde. En die enigste manier is skuldvergifnis, is vergifnis van sonde. En jy moet dit kom uiter voor God. Nie, Here, vergewe my menigvuldige sonde nie. Nee, Here, ek het vandag gelieg, ek het vandag kwaad geraak, ek het vandag geïrriteerd geraak. Here, ek het daar, ek het dit. Kom uiter dit met jou mond voor God, deur die Here Jesus Christus, sodat jy vergifnis van jou sonde kan kry. Dat jy vryheid in 'n heerlike lewe kan lei in die Here Jesus Christus. Want wat gebeur is, daai sonde las is swaar. En dit is daai las wat ons baie keer saam met ons dra. En dit is waarvan ons ontslae moet raak. En dit is so maklik. Ons kan ons sonde bely, dan word ons vergewe. Wow, is dit nie amazing om daaraan te dink nie? So kom ons gaan verder. Hy sê hierso in vers 32. En terwyl hulle weggaan, bring die mense 'n stom man wat van die duiwel besete was na hom toe. En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê, so iets het ons nog nooit in Israel gesien nie. En dit is so mooi daai skrif wat sê, met hulle ore en hulle oë sal hulle dinge sien wat hulle nog nooit gesien het nie. Dit is nie nou eers goed wat buite die woord van die Here aan ons bekend gemaak gaan word nie. Dis toe die Here Jesus Christus gekom het en gesond gemaak het en genees het en vergewe het en al hierdie dinge, het mense se oë dit vir die eerste keer gesien. Sjoe, dit was net soos amazing. En nou kan ons sommer daai ook beter verstaan. So dit is nie iets wat buite die woord aan ons geopenbaar gaan word, soos mense op hierdie stadium wil sê nie. Daar gaan niks buite die woord aan ons geopenbaar word nie. Ons moet die woord verstaan, ons genoeg in die woord opgeteken. Wat ons moet doen, uitleef, verstaan, toepas, daar kan nie nog goed buite dit wees nie. Dis ons riglyn, dis ons handleiding wat ons het, is die woord van die Here. Dis volgens wat ons moet lewe. As jy dinge buite dit kry, en jy voel dis die Gees wat dit aan jou geopenbaar het, en dit is nie deel van die woord van die Here nie, is dit vals. Ons moet altyd ons riglyn, is die woord. Dis ons maatstaf, dit is waarmee ons moet meet, dit is waarmee ons moet onderskei. So jy moet dit so in jou hart en in jou binneste hê, dat jy dadelik kan weet, wat is waar en wat is vals. Kyk, maar die Fariseërs het gesê, deur die owerste van die duiwels dryf hy die duiwel uit. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Jesus het hom nie gesteer aan die beskimpinge nie. Jesus het hom nie gesteer aan die slegsê nie. Hy het hom nie gesteer aan die beskuldigings nie. Hy het aangegaan om die woord van die Here te bedien, om die evangelie uit te dra. Hy het nog steeds die hart vir die mens gehad, wat vergifnis moes ontvang, genesing moes ontvang, en tot op hierdie stadium is dit nog dieselfde. God het die wêreld so lief, dat hy sy seun gestuur het. So elkeen moet gered word, elke een moet in die koninkryk van God ingaan. Die hel was nie gemaak vir die mense, dit was gemaak vir Satan, en sy engele en dinge. Maar die mens wat nie gehoor wil gee aan God se stem nie, gaan daar opeindig. En dit is altyd die hartseer deel van alles, dat daar's hoop vir elke liewe een. Jesus het nie opgehou nie, hy het aangegaan. Ons moet nie ophou nie, ons moet aangaan, ons moet ons nie steur nie, ons moet aangaan om die woord van waarheid uit te dra. Al sê mense wat, al doen mense wat, gaan jy aan met die woord van waarheid. Lewer die vrug uit op, leef die liefde van God uit in jou lewe, dat ander getrek kan word daardeur. Cool. En hy het die skare, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. En toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dat die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oes mag uitstuur. En elkeen van ons moet werk aan die oes. Elkeen van ons is verantwoordelik
vir die oes. Daar is net min wat gehoor gee om daai verantwoordelikheid aan te neem om hierdie oes in te samel. So ons moet werklik ons harte oopmaak en oopbreek en nie net voel as die prediker se plig nie. As jy die dag jou hart vir die Here gee, word jy dienskneg. Jy's in diens van God. Jy moet saam met hom werk in sy koninkryk, daar waar jy kan. As jy nie die hele wêreld kan bereik nie, dis hoe dit is. As jy nie op die internet kan preek nie, dis hoe dit is. Maar in jou environment kan jy jou lig so laat skyn, jou vrug so uitleef, dat mense getrek kan word daarvoor. En dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet jou lewe so uitsorteer en nuttig raak in God se koninkryk, dat mense kan sien, wow, maar hier is 'n verandering, hier is iets, ek wil dit ook hê. En ons gaan baie keer so aan met ons ou lewe, dat ons mense so afsit met ons ou lewe, dat hulle voel, joh, as dit is om die Here te dien, wil ek nie die Here dien. En dit is 'n verskoning wat mense kry, dit kan nie 'n verskoning vir hulle wees nie, maar ons kan baie keer daartoe bydra. En dit is hoekom ons daai hart van ons so moet oopmaak, en kan deel wees van dit wat ons moet doen. Nou, ons het hier gevorder tot by vers 38, Matteus 9:38, ons begin môre met Matteus 10, wat ons gaan gedoen hierdie week, ek wil dit net gou vir u sê. Geloof is volharding in gehoorsaamheid, dit is presies wat dit is, my liefste mannetjie. Ons moet net gehoorsaam wees, daar is geen gevoel nie, daar is geen beloning op hierdie aarde nie, daar is niks nie. Jy moet aangaan, soos die os werk, elke dag, en jy moenie nou loon verwag nie, jy moenie nou 'n pat op die skouer verwag nie, jy moenie nou eer verwag nie, jy moet in gehoorsaamheid aangaan, want dis die opdrag van God. Jesus het in gehoorsaamheid aangegaan, en dis die voorbeeld wat ons gekry het, dis so mooi. Gister daarin genoem, maak nie saak wat enigiemand dink van jou nie, as jy vandag voor God staan, hoe donker is jou lig, sal jy rein voor God staan. Dit is die waarheid, jy moet seker maak, en dan maak jou hart sommer oop vir daai liefde vir almal. Ja, dis net amazing. Nou dis dit nie, ek worry nie wat iemand van my dink nie. Dan gaan jy net aan met die evangelie, want jou hart is uitgesorteer, daai liefde is daar. Ek wil net vir Paula bid vanoggend, ek het gisterand van haar gedroom, en sy is die hele tyd so in my hart en in my gedagtes, ek wil net gou 'n bietjie vir haar bid. Kom ons bid vir Paula. Vader, volgens wil ek vir u baie dankie sê, dat ons nie die voorreg kan hê, as broers en susters in u Vader, om net vir ons suster Paula te kan bid, Vader. Here, u weet wat in haar hart is, u ken die vrae, u ken, Here, die onsekerheid, u ken alles vanoggend, Vader, u weet presies, Here, wat in haar hart aangaan, wat sy met u praat, wat sy met u deel, Here, die uitroepe, Here, die trane baie keer, alles net wat voor u is, en ek wil vanoggend vir haar bid, Vader, dat u haar werklik net ondersteun, deurdra, help, versterk, krag gee, Here, om ook die pad, Here, te volhard en tyd te stap, Vader. Asseblief, Here. Ek sê vir u so baie dankie. Dankie dat ons net vir mekaar kan bid vanoggend. Dis so 'n lekkerte en 'n heerlikheid. Vader, daar's baie wat vanoggend behoefte het. Daar's baie, Here, wat net voor u uitroep vanoggend. Here, wat se harte in so benoudheid sit dat dit hulle voel of hulle kele toe trek, Vader. En ek vra vanoggend dat ons vrede in u sal vind. Dat ons rus in u sal vind, Vader, dat ons u sal soek vir u koninkryk, Here, dat ons sal besef, dit gaan oor siele vandag, terwyl ons so besig raak met siele in die evangelie, dan val daai ou laste van hierdie wêreld sommer af, dan worry ons nie eens meer daaroor nie, Vader. Dan is ons nie besig met dit, en dan verstaan jy, daar's siele wat gered moet word, en ek bid vanoggend vir ons elkeen, dat ons dit sal verstaan. Die diens wat gister uitgegaan het so diep in my hart gepraat, Vader, om, Here, werklik te besef, dat die druk ons harte moet openbaar, en wanneer dit geopenbaar word, dan moet ons daaraan werk, en ons moet uitsorteer, Here, tot ons lewe uitgesorteer is, Vader. En ons dankie vanoggend, ons moet nie daai druk teëstaan nie, ons moet dit lief kry, Vader, ons moet verstaan hoekom ek deur die druk gaan, ek moet verstaan, Here, wat moet ek verstaan, wat is die saak wat u besig is met my, Here, dat ek my hart so oopmaak en ontvanklik maak vir u woord, en vir dit wat u met my praat en deel, Here, en ek dank en ek loof en ek prys u vanoggend, dat u net elkeen deurdra. Ek wil ook bid vir Wallies vandag, Here, hy is ook maar net swaar op my hart, Vader, wil ek bid vir hom, dat u hom deurdra in hierdie dag, dat u hom help, dat u hom ondersteun. Vader, gister daai trane wat so geloop het, Vader, dit was vir my so kosbaar om te dink, 'n man se hart kan net so oopbreek, en Here, wat 'n ou babietjie doen, en Here, sy hartjie is so oop, Vader. En volgende wil ek vir hom bid, dat u hom sal deurdra, ook in hierdie dag, terwyl hy gaan werk. Here, dat u hom nugter sal hou, waaksaam sal hou,
by U sal hou, Vader, asseblief, Here. Ek sê vir U so baie dankie. Ek wil bid vir Ria vanoggend. Ek dink al, Here, 'n geruime tyd net aan Ria, sy swaar op my hart. En ek wil bid vir haar vanoggend dat U haar sal deurdra, dat U haar sal help, versterk, krag gee. Here, dit wat in haar binneste is, Vader, die uitroepe, die Here saak in haar hart, Here. Vader, waar sy so voor baie bid en Here nie weet regtig wat om te doen nie, bid ek vanoggend dat U haar sal help, Here. Asseblief, dat U vir hulle wysheid en insig sal gee saam met haar man Roland, Here. Asseblief, Vader, ons sê vanoggend vir U so baie dankie daarvoor. Ons loof U en ons prys U. U is so groot, U is so wonderbaar, U is so kragtig, Here. Baie dankie, Vader, in Jesus naam. Ouma bid net my liefie, as dit bietjie hartseer is, ouma bid. Ons gaan nou weer liedjie speel, as dit beter, nee. Daar sê julle, so ons gaan hier afsluit vir oggend, ons is opgewonde, dankie dat julle ingeskakel het, dankie dat julle saam met ons geluister het. Wat ons gaan doen is, in hierdie week, dit is so bietjie de mekaar saakie met babetjies en al die dinge, so wat ons gaan doen is, ek het goed gedink dat ons elke oggend die woord gaan lees hierdie week, skakel weer môreoggend 6:30 saam met my in, woensdagoggend, donderdagoggend, vrydagoggend, dan gaan ons so lekker deur die woord gaan. En dan gaan ons nie hierdie week die Bybelstudie uitsaai nie. Dit is so bietjie rof in die aande, dis besoektyd en dis babetjies en dis al hierdie dinge. So as julle dit so sal verstaan, dan gaan ons weer volgende week aan met ons Bybelstudie. Dit is ook vakansie, so ons sal lekker gesels hoe ons program gaan uitsorteer en so aan, maar ek dink op hierdie stadium geniet ons die lekker saamlees in die woord van die Here, die musiekprogram, die Sondag uitsending, dis al soveel. So ja, kom ons skakel môreoggend weer in vir dit en dan gaan ons die week so deur en dan kyk ons van daar af. As dit alright is met julle. Okay, julle moet 'n lekker dag hê en ons is baie lief vir julle. Bid vir almal, bid vir mekaar. Ons het mekaar so nodig, die gebede ywersaam in die evangelie. En dan gaan ons daai laaste liedjie van die groot herder, die laaste verse wat ons hier gelees het, wat Jesus sê, die mens is moeg, hy's uitgeput, want daar is geen herder vir die skape nie. So kom ons luister lekker daarna en dan geniet ons dagie verder. Lief vir almal, bye bye! Die mens is moeg en uitgeput, skape sonder herder, spartel in hul bloed. Jesus, die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hulle na groen weivelde, na waters waar rus is. Die slegte herder gee nie om nie, dit is die dief, die wolf waar die skape verskeer, word uit mekaar gejaag, lê en bloei. Niemand vra na hulp. Jesus, die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hul na groen weivelde, na waters waar rus is. Hy staan in die gaping, die ellendige slagskape, weer het is die woord van die Here. Jesus, die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hulle na groen weivelde, na waters waar rus is. Ons leer by die groot herder, ons ken sy
lei hulle na groen weivelde.